Goeienaand en welkom by ons tweede van ons Pinksteroordenkings vir hierdie week. Ons is besig om na te dink oor die reis van glorie na Gees, God se invluistering vir sy kinders. En vanaand dink ons in die besonder na oor die onderwerp, hoe onderskei ek die stem van die Gees? Hoe hoor ek die stem van die Gees in die lawaai van die wêreld? Gister het ons nagedink oor hoe klink die stem van God, hoe kan ons dit hoor? Ons het gekyk na die tekste van Elia en van Samuel, en ons het besef dat ons God se stem nie net in die groot en die dramatiese gebeure hoor nie, ons hoor dit daar ook, maar ons hoor ook God se stem as 'n fluistering en ook as 'n influistering. Die Heilige Gees praat met my en met jou, en die Heilige Gees leer ons ook hoe om te luister. En daarom kan ek en jy ons harte en ons hele lewens vir die Heilige Gees oopmaak. Vandag gaan ons gesels oor hoe ons die Heilige Gees se stem kan onderskei van die lawaai waarmee ons wêreld gevul is. Want ons wêreld en ons harte en ons koppe is dikwels gevul met allerlei ander stemme. En waar begin ons om te onderskei? Ons word rustig en ons fokus op die stem van die Heilige Gees, want ek en jy het reeds die Heilige Gees. Ons weet, Elia het geloop tot by die berg Horeb, en Samuel was in die tempel, maar ek en jy is hier in ons alledaagse lewe, is ons altyd gevul met die Heilige Gees, en kan ons altyd luister na die Heilige Gees se stem. So kom ons word so saam rustig, gee 'n oomblik van stil gebed en dan bid ek vir ons. Ek wil kom stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Ja, U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met U Gees my breekbare kruik, dat U my oral nuttig kan gebruik. Amen. Nou ek en jy lewe reeds, soos wat ons gister ook gesê het, ons lewe al reeds in die Pinkstertyd. Ons het reeds die Heilige Gees, ons is reeds vervul met die Heilige Gees. Dit beteken dat dit die Heilige Gees is wat ons reeds lei en ons ook bemoedig. Ons het ons lewens oorgegee aan die Heilige Gees en daarom is ons gees vervuld. Wat beteken dit om gees vervuld te wees? Dit beteken dat die Gees in alles van ons is. Dit het my laat dink aan die teksgedeelte van Psalm 19 vers 15 wat sê, mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees, Here my rots en my verlosser. Want die Heilige Gees woon nie in ons harte se buitekamers nie. Nee, ons gee elke dag die sleutel van ons huis oor aan die Heilige Gees. So die Heilige Gees is by ons, is in ons. En die Heilige Gees is sigbaar dan, of moet sigbaar wees dan, in al ons doen en late, in die woorde van ons mond, in die gedagtes van ons hart. Dit moet vir die Here aanneemlik wees, en vir die Here goed wees, en reg wees. Dan weet ons is gees vervuld. En Jesus gee vir ons hierdie opdrag. Jesus verduidelik vir ons dat ek en jy wedergebore moet word. Dit beteken dat ons moet toelaat dat die Heilige Gees in ons kan werk. En Jesus beskryf die Heilige Gees dan soos die wind. Jy kan die wind nie sien nie, maar jy kan die tekens van die wind sien. So ek en jy gaan nie noodwendig anders lyk nie, ons gaan dalk nie eers anders voel noodwendig nie, maar ek dink ons voel baie keer anders, maar ons gaan nog steeds ons wees. Maar jy gaan die tekens van die Heilige Gees se leiding en rigting in jou lewe kan raak sien, want jy is gees vervuld. As jy toelaat dat die Gees jou natuurlik vul, soos ons lees in Efesiërs 5 vers 18 waar ons die opdrag kry, laat die Gees julle vervul. Laat toe dat jy jou lewe kan oorgee aan die Heilige Gees, aan die Here. Ons wag nie vir 'n gevoel nie. So ons wag nie byvoorbeeld om reg te voel of nou voel ons, jy weet, hierdie preek het my nou so geïnspireer en nou het ek daai
Heilige Gees nie. Ons wag nie vir dit nie. Ons vertrou God, want ons weet, God gee vir ons die Heilige Gees. God gee vir ons alles wat ons nodig het. Dirkie van der Spy beskryf dit vir my so mooi. Hy skryf hierso, net so ontvang ons die Heilige Gees ook nie deur goeie werke, opoffering of ontbreking nie. Ons ontvang nie die volheid van die Heilige Gees deurdat ons lank vas of baie bid nie. Ons hoef onsself ook nie te pynig voor ons sal kry waarna ons verlang nie. Ons het ook nie nodig om een of ander ritueel of doping te ontvang voor God ons sal vervul met sy Gees nie. Ons ontvang die volheid van die Heilige Gees deur vir God daarvoor te vra en dit in die geloof te ontvang. Ons het nie nodig om God se arm te draai sodat hy ons sal seën nie. Ons hoef ook nie vir God te probeer omkoop deur goeie dade en godsdienstige dinge nie. As ons maar net dit wat in ons hande is wil neerset en ons hande na God uitsteek, sal hy ons hande volmaak met die volheid van sy seën. God het in Christus vir ons alles moontlik gemaak en wil uit genade vir ons alle geestelike seëninge gee. As ons daarom vra vir vergifnis van sonde, moet ons glo dat hy dit dadelik vir ons sal gee. As ons bid dat die Heilige Gees ons moet vervul, moet ons in die geloof aanvaar dat dit gebeur het. Ons moet leer om God se beloftes ernstig te neem en nie te wag vir 'n bewys of 'n bepaalde gevoel nie. Bid daarom dat die Gees jou moet vervul en glo dat die Gees dit doen, al sien en ervaar jy nog nie iets nie. Dit was vir my verskriklik treffend om te weet dat ek en jy God kan vertrou, want God bly getrou aan God se beloftes. Kom ons lees saam uit Handelinge 2 vers 1 tot 4, waar ons sien, juis, hoe God getrou bly aan God se beloftes. Want Jesus het in Handelinge 1 vers 1 tot 5, het Jesus beloof dat die disippels die Heilige Gees sal ontvang. En nou lees ons hoe God wel getrou bly aan daardie belofte, en Jesus ook getrou is wanneer Jesus sê dat ons iets gaan ontvang, dan weet ons dit is waar. Kom ons lees wat gebeur. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. Nogals anders as gister se teks van Elia, nê? En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Terwyl jy nou nadink oor hierdie teksgedeelte, wil ek vir jou vra, wat is dit wat vir jou uitstaan? Wie is vervul met die Heilige Gees? Hoekom is dit belangrik dat dit almal was? Wie het vir hulle die vermoë gegee om te praat in tale? Wat moes hulle deur daardie tale doen? Wat staan vir jou uit in hierdie teksgedeelte? Vir my staan dit uit dat daar twee kragtige elemente is wat dui op die verskyning van God. Die kragtige of die sterk wind en ook die vuurtonge. Dis die sigbare tekens dat God nou op 'n nuwe manier by die kerk is. Die sigbare teken dat God getrou bly aan God se beloftes. Want die Heilige Gees het nou eintlik 'n aardse adres by elkeen van ons. En voorheen was die Gees van God net by sekere mense. Maar nou het almal van ons wat glo, het toegang of is toegerus met die Heilige Gees. Maar nou kom ons weer terug by die vraag. As ek nou die Heilige Gees het, hoe onderskei ek die stem van die Gees tussen al hierdie ander stemme, al hierdie ander geluide, hierdie lawaai van my lewe? Hoe kan ek onderskei tussen al daardie dinge en pinpoint watter stem is die Heilige Gees? Wat is die regte boodskap om na te luister? Wat is die regte pad wat ek moet stap? Nou, ek gaan terug na wat ek gister gesê het oor hoe ons weet ons kan bly op God se roete. Ons het 'n hele Bybel wat vir ons vertel wat God se wil is. God se wil is dat ek en jy leef tot eer van God. En God rus ons toe om dit te doen. Dit is hoekom ons die Heilige Gees ontvang het. So, hoe bly ons op die roete van die wil van God?
in die eerste plek, die eerste ding wat ek en jy kan doen, is om stil te word by God. En dit is waar ek weer vra. Het jy afgesonderde tyd vir gebed? Het jy 'n besonderse tyd wat jy uitsit vir jou verhouding met God? Of is dit een van daai, nee wat, wag maar vir 'n Sondagoggend, wag maar vir een of ander oordenking om uitgestuur te word op WhatsApp? Of het jy tyd in jou skedule gemaak vir stil word? Want dit is belangrik om stil te word. Ek bedoel, ons lees selfs dat Jesus dikwels stil geword het. Jesus het 'n gebedslewe gehad, en hy was Jesus. En hy het steeds die moeite gedoen om te bid. Nou, Willem Nichols sê dat om stil te word is soos 'n swembadpomp. Dit is soos wanneer jy die swembadpomp aansit, en daardie stil word, dit spoel al die slegte dinge uit, en dit pomp die nuwe water in, en jou hart en jou kop word gesuiwer. Want wanneer ons stil word, en ons die moeite doen om noukeurig te hoor wat die Here die meeste van sal hou, daardie mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir U aanneemlik wees. Wanneer ons die moeite doen om te weet, Here, wat is dit wat vir U aanneemlik is, dan word ons harte en ons koppe ook gesuiwer. En daarom moet ons ook onsself afvra, het ek 'n leerbare gees? Het ek 'n leerbare gees? Wil ek nog leer? Of gaan ek maar net aan en kyk ek maar net wat volgende gaan gebeur? Benny Mostert skryf oor die dissipline van stilte, en hy sê dat jy jouself moet dissiplineer om tot 'n volle halfuur stil te wees. En hy herinner ons ook daaraan dat stilte nie leeg is nie, want dit is gevul met God se teenwoordigheid. Hy sê jy kan 'n notaboek byderhand hou en jy kan nou dinge neerskryf wat vir jou uitstaan, maar in die oomblik van stil word, is dit waar jy al jou begeertes, al jou bekommernisse, al jou laste een vir een vir die Here gee, totdat jou hart onbesorg en stil voor die Here is. En hy sê, jy moet nie skryf eintlik nie, jy moet ook nie eers uit die Bybel lees of musiek luister nie, jy moet net in die stilte van die Here sit. En as jy dan ervaar dat, ja, die Here praat met my, dan kan jy dit neerskryf en weer stil word. Dit is 'n saak van net om by die Here te wees. Dit is nie iets wat jy nog moet doen nie, dit is 'n wees. En na die 30 minute van stil wees, dan kan jy jou joernaal uithaal, jy kan neerskryf, jy kan Bybel lees, en jy kan weer aangaan. Hy skryf dat stilte normaalweg die effek het om ons tot stilstand te bring, wat tot gevolg het dat die houvas van stres op ons lewens verbreek word, en dit ons weer mooi laat dink oor dit waarmee ons besig is. En daarom sal jy ook vir jouself die vraag gaan vra, wat was die effek van die stilte op my lewe? En wat hoor ek, moet ek nou verander, nadat ek die stilte gehoor het? Of die stilte beleef het, wat het ek gehoor in daardie stilte? En dit pas mooi by die tweede punt waar ons vra, pas dit wat ek hoor by Jesus se karakter? Want onthou, as ons nou die pad wil stap en ons wil onderskei wat die Gees vir ons sê, dan sal dit altyd pas by Jesus se karakter. Want Jesus het vir ons gewys wie God is. Wanneer ons na Jesus kyk en ons luister na Jesus, dan leer ons God ken. So as dit die Heilige Gees is wat met jou praat, dan sal Jesus Christus verheerlik word in jou lewe. Dit is nie 'n kwessie van selfverheerliking nie. As dit die self verheerlik, dan is dit nie die Heilige Gees nie. Iets wat van die Heilige Gees afkom, sal Jesus Christus verheerlik word daardeur. En dit bring ons weer by die derde punt, dat die stem van die Heilige Gees ons nader bring aan die liefde, aan die waarheid, aan nederigheid en gehoorsaamheid. En ek lees dit baie pragtig in die gebed wat Jesus bid. Ek het nou al klaar gesê, Jesus het 'n gebedslewe gehad, maar kom ons lees Jesus se gebed in Johannes 17.
Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u afgekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en ek kom na u. Heilige Vader, bewaar hulle wat u aan my gegee het, in u naam, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het, in u naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle u woord gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat u aan my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle weet dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het, en hulle in hulle kan wees, en ek in hulle. Jy kan gerus later die teks weer deurlees, en dan kyk jy bietjie, waar sien jy die liefde, die waarheid, die nederigheid en die gehoorsaamheid, as die roete waarop die Heilige Gees ons ook stuur. Die vierde aspek is, word dit wat ons hoor, die stem van die Heilige Gees, word dit bevestig deur die skrif en deur ons medegelowiges. En dit vra vir ons 'n belangrike vraag. Dit vra vir ons, hoe lees jy die Bybel? Lees jy jou Bybel aktief en aggressief? Hoe vinniger, hoe beter, solank jy net die feite kan kry. Iemand vertel, ek kan nou nie onthou wie nie, maar iemand vertel dat 'n boer besluit om 'n plaas te koop naby 'n berg, en hy kan nou nie besluit of dit die regte besluit is of nie, en hy slaan sommer sy Bybel so oop in die hoop dat hy nou 'n antwoord kan kry, en dit is toe by een van die psalms wat sê, ek slaan my oë op na die berge. En hy lees net daai gedeelte en hy dink, dit is nou die teken, en hy koop die berg, of hy wou die plaas naby die berg. En later het hy toe nou agtergekom, dit was 'n bietjie 'n oorhaastige besluit. So hoe werk ons met die Bybel? Werk jy met die gedeelte, of die teksgedeelte, die skrifgedeelte? Of laat jy toe, dat die skrif met jou werk? Want
Ons wil eintlik hê dat die teks met ons moet werk. Ons wil hoor wat die Gees sê vir ons deur die Bybel. Ons wil ervaar wat die Gees in ons doen wanneer ons die Bybel lees. En ons wil ontvang wat die Gees dan vir ons gee. So eintlik wat ons vra, is dat die skrif ons moet omvorm. Ons wil die Bybel leef. En dan weet ons ook, dat as ons dit lees, dan hoor ons ook, dat die Heilige Gees ons saambind in die liggaam van Christus. Ons doen nie hierdie dinge alleen nie. Ons kan ook nie 'n Pinkster alleen vier nie. Dis hoekom ek dink die disippels daar almal by mekaar was. Want die Heilige Gees bind ons saam in die liggaam van Christus. En in hierdie besonderse liggaam van Christus, gee die Heilige Gees aan ons elkeen verskillende gawes. En nie een gawe is belangriker as die ander ene nie, maar die Heilige Gees gee vir ons verskillende gawes, sodat ek en jy mekaar kan help. Want die gawes is die geskenke van God wat deur die Gees aan gelowiges gegee word. En dit word aan hulle gegee, word aan ons gegee, om ons toe te rus, om mekaar te dien en 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om in pas met God te loop, in pas met die Gees te leef, want ons weet die Gees is werksaam om ons heen. So, ons gaan nie die Gees iewers heen vat nie. Ons gaan uit en ons gaan neem deel waar die Gees al klaar besig is. En daarom weet ons dat ons gawes is nie ornamente om mee te spog nie. Dis instrumente wat ons kan gebruik om in die Here se diens te staan. Ons het mekaar nodig. En daarom waarsku die liggaamsbeeld ons daarteen dat geen persoon moet dink dat hulle 'n belangriker gawe het of dat hulle sonder een van die ander gawes kan klaarkom nie. Ons het mekaar nodig. Ons is soos 'n legkaart, deel van mekaar. Ons het mekaar nodig. Ek lees nou die dag 'n besonderse prentjie raak wat sê dat verdraagsaamheid is 'n baie belangrike eienskap vir 'n geloofsgemeenskap. Want partykeer is ons geïrriteerd met mekaar. Maar in verdraagsaamheid kan ons daai irritasie ook handhaaf. Want jy gaan nie van almal hou nie. Hierdie sê nie jy moet van almal hou nie. Dit gaan nie oor die gevoel wat ons het vir mekaar nie. Dit gaan oor die naaste liefde. Dit gaan oor die opdrag wat Jesus vir ons gee. Want die gawes ook gaan in die eerste plek nie oor jou nie. Sê jy wat so oulik is en dan kry jy 'n besonderse gawe nie? Dit gaan oor Christus. En Christus is die hoof van die kerk. Elke gawe is een belangrik. En geen gawe kan uit jou eie verdienste verkry word nie. Baie keer wil ons die gawes gebruik om die fokus op onsself te plaas. En ons vergeet dat die gawes is 'n skenke wat die Heilige Gees aan ons gee tot opbou van die kerk en om ons toe te rus tot ons dienswerk. Die Gees gee die gawes soos die Gees dit goed vind. En dit kom by die laaste punt dan. As jy luister na die stem van die Heilige Gees, hoe onderskei jy dit tussen, of hoe onderskei jy dit van die lawaai in jou, in die res van die wêreld of in jou lewe? Jy kan sien dat dit die vrug van die Gees dra. Want wanneer die Heilige Gees 'n mens se lewe vervul, dan kom daar 'n nuwe vrug in jou lewe te voorskyn. En hierdie vrug is die karaktereienskappe van Jesus Christus. En jy ken die vrug van die Gees. Ek gaan jou dan nou uitnooi om saam met my te blaai na die ander gebed wat Jesus ons leer om te bid. En dit is die Onse Vader in Matteus 6. En ek wil jou uitnooi, moenie werk met die teks nie. Word stil, luister, dink na oor hoe die jou roep tot 'n lewe van gehoorsaamheid, van liefde, van nederigheid, na die waarheid. Hoor die teks, ervaar die Gees. Kom ons lees dit so saam, wanneer Jesus vir ons leer hoe om te bid. So moet julle dan bid.
Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid so saam. Here ons God, dankie dat ons by U kan wees. Here, wys ons hoe U wil hê ons U moet dien. Mag die woorde van ons mond, die gedagtes van ons harte vir U aanneemlik wees. Here, mag ons lief hê sonder voorwaardes. Mag U Heilige Gees ons vul met sagmoedigheid en nederigheid en gehoorsaamheid, soos wat Jesus ook was. Here, Heilige Gees, gebruik my hande, gebruik my voete, my hart, my hele lewe, dat ek kan leef soos wat U my roep om te leef. Ja, Here, leer ons om met U oë te kyk, om met U hande te dien, om met U hart lief te hê. Here, mag ons nie net praat oor die liefde nie, maar mag ons dit leef elke dag, elke plek en met elke een. Mag ons die lig wees waar daar moedeloosheid is. Mag ons die warmte wees waar daar alleenheid is. Mag ons die brug wees waar daar verdeeldheid is. En mag ons in alles wat ons doen, Here, U dien, deur ander lief te hê. Dankie, Here. Amen.